Goeiedag al die mense van Suid-Afrika en wêreldwyd. James en Valerie gaan aan met ons sessies hier op YouTube, ons kanaal, sessie nommer 10. Hi al die Afrikaners. Nou, hoekom doen ons wat ons doen? Omdat ons omgee vir mense en die hartklop het van Abba Vader, die Monad, die opperwese, om die waarheid, die volle waarheid, deur te bring. Nou, ons gaan dit onderwerp behandel wat baie sensitief is en dit gaan definitief 'n skommel veroorsaak, maar ons almal word elke dag gekonfronteer met keuses. Onthou, ons gee net wat ons geondervind het, ons lewenswandel. So alles wat hier kom is wat ons al reeds deurgegaan het en 'n voorbeeld wat julle deur sal gaan of mag gaan. Dis korrek, en weer eens sê ons val nie mense aan nie, ons wys nie foute uit nie, wel van die sisteem. En ons mikpunt is nie om mense te na te kom nie, maar jy weet, waarheid konfronteer ook. Waarheid konfronteer ook. En jy kan nie liefde van waarheid skei nie, omdat jy mense so lief het met 'n onvoorwaardelike liefde. Wil jy die waarheid deurbring. En dit is wat ons graag op ons sessies doen, sodat jy kan wakker word en beweeg van 3D na 5D bewustheid. Want weer eens, Jesus was 'n goeie voorbeeld vir ons en hy het ook net gegee wat hy self deurgegaan het. So dis 'n dubbele waarheid wat hy ondervind het, wat ons ondervind het en wat julle gaan ondervind. En weer eens moet ek sê, baie belangrik hierso, wat Valerie genoem het, omdat ons deur was met ons geestelike reis te saam, deur die protestante era, die Pinkster era, die charismatiese era, en natuurlik by die koninkryk beland het, en toe ons in die koninkryk ingaan, Valerie, was dit 'n wow geweest. Yes. Maar soos ons ontwikkel in die koninkryk, is dit 'n wow, want jy kan nooit ophou leer nie. So in ons sessies gee ons julle 'n duidelike onderskeiding wat godsdiens is teenoor geestelikheid. Is daar 'n verskil? Absoluut is daar 'n verskil, en ons help mense, want weet jy, baie mense sê vir ons, Valerie, hulle het die kerk seer gemaak. Hulle is deur die kerk sisteem seer gemaak. Nou ons weet daar is two sides to a story, twee kante van 'n storie. Jy kry mense wat doelgerig ingaan en probleme veroorsaak en hulle doel is om die plek uitmekaar te verskeur. Ja, jy kry sulke gevalle, maar in die ander gevalle is die sisteem die oorsaak van baie verbrekings, dat die een groep breek weg van die ander groep. Elkeen bou sy eie menslike koninkrykie en nie noodwendig een geestelike koninkryk nie, objektief nie. Want dit gaan alles oor die ego, 3D bewustheid, kompetisie, hoeveel lidmaat het ek meer as jy, en natuurlik hier speel geld ook 'n rol, want almal wil die grootste salaris uittrek. So ons is baie reguit met ons sessies, omdat ons daardeur was en weet wat die kerksisteme in jou lewe kan veroorsaak, wat baie gevaarlik is. Maar wat so wonderlik is, ons loop mos 'n pad van veranderinge. Ons moet verander. Die wêreld verander, alles verander, maar die mense gesindheid moet ook verander. Sy lewenstyl, sy lewenswyse, want so baie dinge het verkeerd in ons lewe gegaan, omdat ons verkeerde keuses gemaak het. So die hele lewe bestaan uit keuses eintlik. Wat kies jy? Om te verander of om maar dieselfde te bly? Nou ons is vir verandering. Ek wil nie 'n baba bly nie, want jy is darm misvormd as jy 40 jaar oud is en jy is nog 'n babatjie, nee. Korrek, so die natuurlike is 'n prentjie van die geestelike. So hierdie sessie, nommer 10 is 14 gevaarpunte wat die menslike kerk, godsdienstige kerke veroorsaak. 14 gevaarpunte om jou te help. Nou as jy wil bly in jou nesie,
kyk na ons vorige sessie nommer 9, kan niemand jou maak uit daai nes uitklim nie. Dis jou keuse. Ons help mense wat in die pad wat ons elke dag ontmoet, wat sê ek is seer gemaak deur die kerkstelsel, wat moet ek doen? So ons doen baie individuele berading en help mense om daai stap te neem van 3D na 5D bewustheid. So as ek hier lees, luister mooi. Jy mag deel wees 'n slagoffer van die sisteem of al dan nie. As jy gelukkig is waar jy is, dis jou keuse. Ons verander niemand nie, dit is nie ons bediening om mense te verander nie. Die woord verander. En dit is wat ons verkondig, die woord, die kragtige logos woord, wat die Christus gestalte is, die Christus geestelikheid, die geestelike man. Van daar af, 3D bewustheid, vleeslik, natuurlik, maar die 5D bewustheid is die geestelike realiteit in die koninkryk van Abba Vader. Nou kom ons gaan aan. Hier volg 14 gevaarpunte wat ons nie kon sien terwyl ons binne in die stelsel en sisteem was nie. Want wanneer jy daar binne is, glo jy nie net die enigste beskrywing nie. Jy leef binne in die omset van daardie fellowship of gemeente en. En die stelselsisteem beloon jou omdat jy nie agterkom wat dit aan jou doen sielkundig nie. Geestelik, emosioneel en jou hele wese nie. En dis juist die stelsel wat jou seer maak. Valerie, dit is betredenswaardig dat dit gebeur van eeue tot eeue en die mense sit vas daarin en kan nie daar uitkom nie. Dis hoekom ons aarde blyk soos wat hy lyk. Omdat daar nie 'n dentatiewe besluit geneem word om van 3D na 5D te beweeg nie. Nou, En weet jy, daar is so baie dinge wat ons weet. Almal praat daarvan, ons is in 'n nuwe era, 'n nuwe generasie. Maar die nuwe generasie is al 70 jaar vroeër ingestel. En waar is hulle nou? ja, ek sê weer eens, jou tydlyn, belangrik, jou regte konteks en die regte vertaling, uiters belangrik. Want as jy dit nie het nie, gaan jy niks verstaan nie. So ons bemoedig julle. Kom ons kyk na nommer 1 van die 14 gevaarpunte in die godsdienstige, menslike, kerklike sisteme. Nommer 1, giftige godsdiens. Word gedryf op vrees, amper soos 'n casino op desperaatheid funksioneer. Veral vrees oor die hiernamaals. Nou almal predik, die hel is die uiteindelike beheerhefboom. Glo reg of brand vir ewig. Dis die boodskap. Voeg die vrees vir God se afkeuring, verwerping, verlating, straf by en jy het 'n geestelike gijslaar situasie vermom as goeie nuus. Nou ja, die koninkryk is definitief, Valerie, goeie nuus. Definitief nie vreesaanjaende slegte nuus nie. Die dieper probleem is dat vreesgebaseerde godsdiens, 3D, nie bloot oortuigings vorm nie, dit hervorm die senuweestelsel self, wat natuurlik in jou sielkundige dimensie plaasvind. Mense begin in kroniese sielkundig toesig te leef en monitor gedagtes, begeertes, twyfel, seksualiteit, emosies en impulse deur die lens 3D bewustheid van goddelike oordeel. Uiteindelik verloor baie die vermoë om autentieke, oorspronklike gewete van gekondisioneerde vrees te onderskei. Veral as jy 'n geestelike baba is. Goed, en jy word aan jou neus rondgelei. Is amper soos wat is hy die se naam wat sy kop so in die sand hou, Volstruis wat sy kop in die sand hou en nie die werklikheid wil raak sien nie. En dit is wat ons ontbloot met ons sessie nommer 10. Die waarheid en liefde loop saam, en dit is nie onafskeidbaar nie.
Nou, dit was nommer 1 gewees, die giftige godsdienst, wat natuurlik menslike leerstellings en tradisies is, wat nie noodwendig uit God, die Mauna, die opperwese, gebore is, die mensgemaakte reëls en regulasies, wat die mense eintlik meer bind, as wat hulle waarlik vrymaak. Jesus het gekom om ons waarlik vry te maak, en dit is ook vry te maak van godsdienstige leerstellings, wat nie noodwendig deur die hart van Abba Vader gebore is nie. Kom ons kyk na nommer 2. Geestelikes het geen aangebore, aangeplakte gesag nie. Nou, 'n titel maak iemand nie heilig nie. 'n graad maak iemand nie goddelik nie. Gesalf, geroep, uitverkies, pastoor, priester, biskop, ouderling, apostel. Dis brandmerk, 'n kostuum, 'n sosiale ooreenkoms. Dit verleen nie bonatuurlike rang of morele meerderwaardigheid nie. As 'n persoon se gesag verdamp die oomblik as jy ophou om daarin te glo, was dit nie gesag nie, dit was gehoorsaamheid. Wat dikwels ongemerk bly, is hoe diep institusionele godsdienstige sisteme afhanklikheid oplei. Baie mense word sielkundig gekondisioneer om hul eie onderskeidingsvermoë te wantrou. Kan julle sien die verskil hierso? In die 5D dimensie word jy deur die Heilige Gees gelei. Jy het nie 'n pastoor of 'n priester of 'n dominee nodig nie, maar hulle maak jou afhanklik van hulle. 3D bewustheid. Is hierdie 'n nuwe ding wat nou kop uitgesteek het? Absoluut nie. In die tyd van Jesus, voor sy tyd, was dit nog altyd die 3D kerklike sisteme wat Jesus se grootste vyande was. Wie dink julle het Jesus gekruisig? Politiek en godsdiens wat hom, die sisteme het hom gekruisig. Dit skok my, Valerie, om mense nog steeds met blinddoeke sit in die sisteme en het geen idee waaromtrent dit gaan nie. Maar het julle geweet, ek bring nou 'n geheimenis wat begrawe was deur eeue. God het nie die 5voudige bediening ingestel nie. Hy het nog nooit gesê, daar moet pastore en predikante en evangeliste en dit en dat wees nie. Dit is deur die mens ingestel. En die mens was so dom om te val daarvoor vir 'n sisteem. Die 5voudige bediening is 'n sisteem van die kerke, om dit vir hulle maklik te maak. Maar God het nog nooit gesê, jy moet 'n pastoor word, en daai een is dit, of daai een is 'n evangelis nie. Nee, daai 5voudige bediening is reg in elke een. Korrek, want jy word deur die Heilige Gees gelei. So die potensiaal wat Jesus self gehad het, het jy ook binne in jou. Nou hoekom sien ons dit nie? Want jy het dit nog nie ontdek nie. Die sisteme hou dit weg van jou. Leer ons mekaar? Ja. Ek leer by jou, jy leer by my in nederigheid. So die een stel hom nie aan bo die ander een nie. En dis presies wat die kerksysteem doen. Byvoorbeeld, senior pastoor, junior pastoor, onder sondagskoolonderwyseres en met klomp titels. Mense, dit is 3D, dis nie 5D nie. Dit is 'n sisteem. So in die 5D dimensie, 5D bewustheid, sal jy nie inpas as jy rondloop met jou titel, wat sê, eintlik is dit ego, Valerie. Ja. Jy dink jy's beter as iemand anderste. Nou kom aan, word wakker in 5D bewustheid. Almal is gelyk. Met ander woorde, Valerie, ek sal jou respekteer, soos wat ek iemand anders te respekteer, al noem hy homself 'n professor of noem homself, vir my is almal gelyk. Ek en Valerie voel albei so. Ons kan straat toe gaan, mense op die straat te gaan bedien, wat daar sit in hulle elende. Behandel ek presies soos wat ek iemand anders kan behandel. So daar's geen onderskeid in 5D dimensie. Die Christus
verstand in 5D Ja. nie. Nou baie mense word sielkundig gekondisioneer om hul eie onderskeidingsvermoë te wantrou tensy dit deur 'n goedgekeurde gesagsfiguur bekragtig word. Hoekom is dit so in Suid-Afrika, Valerie? As jy 'n titel het, professor of pastoor, nou moet jy nou meer jy weet reg hanteer word. Nee man, dit is 'n masker. Dit is so vals. Jy respekteer en is lief vir elkeen, want ons almal is geroepe. Almal is geroepe, daar's nie sekers wat uitverkies is nie. Ons het al hoeveel keer voorheen gesê, uitverkies is wanneer jy wakker word met jou ware identiteit waarmee jy gebore is, maar jy weet dit nie, want die kerk leer jou nie so nie. So die resultaat is nie geestelike volwassenheid nie, maar 'n arrestasie van selfvertroue. In 5D realiteit val al hierdie aanhangsels weg. Ja, want dit is so wonderlik wanneer jy dit ontdek en jy kan dit in jou eie lewe implementeer. Want dit doen 'n groot verandering en ons is besig om die nuwe generasie op te rig. Want die ou generasie het gefaal. Ons sien dit omdat die wêreld so lyk. Nou almal val onder die ou generasie totdat hulle wil verander. Dan begin hulle inskakel in die nuwe generasie wat dink soos wat God bestem vir ons om te dink. Nie wat die kerke doen nie. Want ek moet eerlik wees, die kerke se tyd is verby. Dis God se tyd nou, om daai nuwe generasie op te rig, wat God se karaktertrekke gaan openbaar en lewe. Dis korrek. Nou kom ons beweeg na nommer 3 toe van ons gevaarpunte. Heilig is meestal net wat jy opgelei is om as heilig te beskou. Daarom aanbid een gemeenskap 'n boek, 'n ander 'n leerstelling, dalk 'n rivier, 'n ander 'n voorouer, 'n ander 'n vlag, en elkeen is geskok dat die ander nie voor dieselfde altaar buig nie. Mensgemaakte uiterlike afgode. Ja, Heiligheid word dikwels oorgeerf, en dit is van die 3D bewustheid. Nou ons weet in Suid-Afrika, Valerie, is daar groepe wat hulle self die Israeliete noem byvoorbeeld. Ja. Net hulle gaan hemel toe, net hulle is uitverkies. Dit is die grootste misleiding wat daar ooit nog kon bestaan het. So hulle het dit oorgeerf van hulle voorouers in die 3D bewustheid. Nie reeds ontdek het wie hulle is in 5D en besef het Jesus het die koninkryk aarde toe gebring, nie 'n kerknaam aarde toe gebring nie. Dis deur die mens ingestel. Nou die insig hier is ongemaklik. Mense verwar roetinegewys emosionele kondisionering met die uiteindelike volle waarheid. Ek sê daar's altyd 'n waarheid, Valerie, 'n halwe waarheid en dan 'n volle waarheid. Nou ek verkies die volle waarheid, al twee van ons. Ons was soekend, ek en Valerie, en ons het by die waarheid uitgekom. Ja. En ons hou nooit ophou om te leer nie. Nou herhaling, ritueel, gemeenskapsversterking, nostalgie, vrees en identiteitsversmelting kan amper enige iets ongetwyfeld heilig laat voel. Maar emosionele intensiteit is nie bewys van ware transformasie nie. Valerie, dis skokkend. Want op jou vlak dink jy wat jy van die kansel af hoor is alles behalwe is waarheid, en jy word aan jou neus gelei en jy aanvaar dit as die waarheid. Intussentyd word jy meer gebind as wat jy vrygemaak word in daardie stelsel. Ons was daar, daarom kan ons praat daaroor. En maar wat vir my so wonderlik is dat die Heilige Gees, wat God is, vir jou reg help wanneer jy verkeerd dink. Daar is so baie dingetjies wat ons julle nou verder hiermee gaan help, sodat julle kan sien hoe die stelsel fouteer. Mag die Heilige Gees God wat deur ons nou spreek, omdat ons al reeds gemaak is daarin, kan ons daaroor praat, om vir julle te help. Ons wil nie julle moet by ons aansluit en sê, kom ons stig 'n kerk nie. Nee, kerk se tyd is verby. Dis nou 'n individuele loop om te word soos God jou geskaap het. God het ons geskape met 'n groot liefde in sy hart vir almal.
Presies. Hy het alles vir ons gegee. Presies. Alles. En dit sluit ook in alle rasse, alle nasies. As jy sit met 'n rassistiese gees, het jy 'n groot probleem. Ja. Jy moet ontgroei en wakker word en die Christus verstand in jou ontwikkel, want jy's besig met 3D illusie. Mense, kom ons praat die waarheid. Kom ons konfronteer die waarheid. Nou kom ons gaan na nommer 4. Jou heilige stories is nie geskiedenis 'n wet nie. Hou op om hulle gemeentelede te forceer om so te wees. Nou praat ons met die pastore of die predikers. Nou wel die soort soek soort. Jy kan maar oral rondkyk. Jy soek jou soort wat lyk soos jy, ryk soos jy ensovoorts. Die ironie van die saak is wat ons almal moet besef, in 5D bewustheid is ons almal een. Abba Vader, die Moune, die opperwese sien ons almal as one humanity, een mensdom. En dit is nou geestelik, né? Maar ons subjektief veroorsaak skeiding en die grootste skeiding is deur die ego. Jou hoogmoed, wat dink jy is beter as iemand anderste. Nou die outeurs was nie gode nie, hulle was betekenismakers. Jesus is een van hulle. Hulle het mites, gelykenisse, legendes en simboliese narratiewe gebruik, simbolies, soos digters metafoor gebruik, om die waarheid van die een kant af te vertel. Nou ja, Valerie, ons kan, soos ek sê, nie altyd by die volle waarheid uitkom nie, maar wat die probleem is, godsdienstige groepe sisteme, wat hulle doen, hulle vat die Bybel letterlik, en dan bou hulle letterlik hulle eie koninkrykies, waar Jesus, die boodskap, dis die boodskap onder die boodskap, dis die storie van die storie. Want as jy nie die Bybel eerstens geestelik, simbolies en metafories kan sien nie, dan gaan jy heeltemal verward wees. En dit is wat die kerk oor die algemeen doen, hulle doen dit nie so nie. Hulle vat alles letterlik, ja. Nou om heilige tekste soos hofsaal, transkripsies te lees, maak jou nie getrou of heilig nie. Dit laat jou die punt mis, die ware betekenis van geestelike ontwikkeling. Nou letterlikheid, die uiterlike vernietig dikwels die sielkundige en eksistensiële diepte wat hierdie stories veronderstel was om te dra. So dis die storie agter die storie. Mites oorleef oor generasies heen, nie omdat hulle as journalistiek funksioneer nie, maar omdat hulle blywende menslike stryd kodeer, soos lyding, verraad, sterflikheid, transformasie, banningskap, vergifnis, mag, liefde, opoffering, betekenis, die menslike kant wat Jesus as mens ook deurgemaak het. Valerie, die menslike kant van Jesus word glad nie aangehaal deur die godsdienstige sisteme nie. En hy was net soos ek en jy ook versoek in alle fasette. Maar ons was gelyk aan hom. Ons is een met Jesus, sy menslike kant. Nou jou sielkundige aspek wat 'n belangrike rol speel in jou volle menslike ontwikkeling. Kan ons sien hoe die sielkundige kant heeltemal afgedruk word in die sisteme, want ek weet, as jy met 'n probleempie sit, dan moet dit dadelik duiwels gaan uitdryf. Hulle gaan deur kursus op kursus en dan sit die mense, word hulle bevry, okay, dis 'n manier om dit te doen, maar na jaar 2, 3, dan beland hulle dan weer terug waar hulle beland het. Hoekom? Omdat hulle nie geleer was, in die eerste plek, wat die koninkryk binne in hulle is nie. So, die kerksysteem maak hulle afhanklik van die systeem, en dis wat almal aanskuldig is. En almal wil altyd duiwels uitdryf. Een kerk het uit die hele gemeente botteltjies olies gevat en hulle moet nou olie vat en hulle moet die duiwel uit daai mens uitdryf. Dan takel hulle almal die arme mens toe. En daai mens weet nie wat met hom aangaan nie, want almal is besig om duiwels uit te dryf uit hom. Intussen is dit onkunde wat hulle praktiseer. En die arme man is verskeer en hy gaan nooit weer na daai kerk toe terugkom nie. Presies. Nou wel, ek kan hier getuig van op een geleentheid in ons reis, toe ek in baringsnood gegaan het by een of ander konferensie. Ja. En ek was so diep in 'n baringsnood gebed. Nou, kerke weet dit glad nie. Hulle jaag jou uit, hulle verbied jou, jy mag nie.
Nou, ek was diep in baringsnoodgebed vir ons land Suid-Afrika wat ek ingetree het. En wat het gebeur? Al die kerklike pastore, evangeliste het hande op my kom lê en probeer duiwels uitdrywe. Hoekom? Absoluut onkunde. Hulle het nie 'n idee van geestelikheid nie, want hulle is so groot gemaak van die een generasie na die ander godsdienstige generasie. Maar kyk uit vir die 5D geestelike nuwe generasie wat besig is om oral wêreldwyd kop uit te steek. Ja. Prys die wonderlike naam van die Monad, ons opperwese, Abba Vader. Nou beweeg ons as na nommer 5 toe, na die gevaarpunte in die sisteem. Gebed werk nie soos 'n hemelse verkoopsmasjien nie. Jy kan God nie omkoop met gehoorsaamheid nie. Jy kan nie jou pad na seëninge bekruip nie. Jy kan nie God se hand beweeg met die regte emosionele prestasie nie. Valerie, almal is blind as dit kom by die. In ander woorde, wat ek vir julle vandag wil sê, wat jy meer of minder doen, maak die opperwese jou nie minder of meer lief het nie. Amen. En dit is ongelukkig wat die kerke jou leer, dat jy moet 10 stappe links, 20 stappe regs. En jy moet dit, en jy moet dat, en jy moet dit, en op die dat op die ouend is jy so verward. Jy weet nie wat reg en wat verkeerd is nie. Ek gaan nog 'n voorbeeld gee. In my Pinkster-era het hulle my geleer, jy moet in die gees wees voor jy kan dans voor die Here. En omdat ek altyd vry voel en altyd dans, dis my natuur, het ek altyd geworstel. As ek begin dans op 'n koortjie of wat ook al, vra ek myself, oeps, ek kan dit nie doen nie, want ek is nie in die gees nie. So dis 'n hele wanpersepsie en verstaanbaarheid wat dit betref, maar dit is 'n topic, 'n onderwerp heeltemal op sy eie, maar ek noem dit nou net hier vir julle elkeen. Nou ja, op hierdie punt. As jou gebedslewe op bedinging, vrees en transaksies gebou is, kommunikeer jy nie. Jy onderhandel met 'n denkbeeldige tiran, Ja. wat ons weet dat die demiurge, die God van die Ou Testament, as wese is. Die nabootsing van die ware opperwese, die Monad, die een wat Jesus aan ons kom bekend gestel het, die een met die onvoorwaardelike liefde. Wat sê jy, James? Ek sê dat die God van die Ou Testament onmoontlik nie die een kan wees wat in die Nuwe Testament deur Jesus verkondig is nie. Dit is 'n shocker vir jou, nou ja. Gaan drink 'n bietjie water, dan luister jy verder. Baie van wat as gebed deurgaan is eintlik angsbestuur toegedraai in godsdienstige taal. Mense probeer dikwels om onsekerheid, hulpeloosheid, hartseer, vrees en gebrek aan beheer te reguleer en te beheer. Ware spiritualiteit, geestelikheid, het dalk minder te doen met die oorreding van godsdienstig oor erflike wette en tradisies deur die mens voortgebring en meer te doen met die leer hoe om teenwoordig te bly in die werklikheid, natuurlike lewe sonder om in duie te stort. Mense, ons moet leer dat Jesus as mens ook honger geword het, ook dors geword het, ook sy versoekinge gehad het. Dit word nie genoem deur die kerklike insisteme nie. Ons is gelyk met Jesus, sy menslike kant en ook sy goddelike kant. Kom ons gaan na nommer 6 toe. Meeste godpraatjies is jy 3D egoïstiese praatjies, hoogmoedpraatjies met godsdienstige woordeskat. Met ander woorde, wat jy ook al beweer om van God te weet, wie God beloon, wie God straf, wie God bevoordeel, wie God verwerp, openbaar veel meer oor jou sielkundige indoktrinering as wat dit oor die ware werklikheid, 5D openbaring gaan, van die ware opperwese, die Monad, wat sy hele wese onvoorwaardelike liefde Die is. skeppersgod, die groot ene, die heel groot God wat ons geskaap het. Doen 'n bietjie jou eie navorsing. Jou God is dikwels jou waardes as wet, jou vrese met 'n masker, jou stamgees, kultuur, wat 'n strale krans, 'n embleem dra. Kyk net na al die name van kerkdenominasies vandag.
God opperwese die monad mag bestaan, maar jou beeld van 'n God is 'n spieël van wat jou persepsie oor hoe jy hom sien. Dis hoekom mense so reageer. Ja. As jy 'n wettiese God sien, gaan jy wetties wees. As jy 'n onvoorwaardelike God sien, dan gaan hy vir jou onvoorwaardelik wees, onvoorwaardelike liefde. Hoe sien jy die opperwese? Nou, een van die duidelikste tekens van hierdie projeksie is dat mense hulle amper altyd verbeel dat God gerieflik saamstem met hulle politiek, vooroordele, sosiale hiërargie, nasie, stam, teologie en morele aannames en dat hy moet inpas in hulle 3D-illusie denke. Ag, weet jy Valerie, almal doen dit. Gebruik God om in hulle boek in te pas, in hulle maniere in te pas. Goddelike sekerheid funksioneer dikwels as sielkundige selfbevoegdheid. Jy sit in jou gemaksone in die kerkbank en voel veilig daar en konfronteer nie jou innerlike ware geestelike ontwikkeling nie. Hoe ironies. Kan jy sien hoe verantwoordelik is die leiers in die sisteme in ons land, Valerie? Ja. Nommer 7. Godsdienst is gewoonlik 'n wet, 3D, en gekondisioneerde, ingedoktrineerde lering. Nie suiwer waarheid wat ons in 5D bewustheid die koninkryk leer nie. Gebore in een plek, is jy waarskynlik Hindu, 'n ander plek Moslem, 'n ander plek Christen, 'n ander plek Boeddhis, 'n ander plek Joods. Die meeste mense het nie alle wêreldbeskouings ondersoek nie, hulle het 'n storie geërf voordat hulle bebrein selfs meningsverskil kon vorm. Nou dis mense wat ek bloot noem onvolwasse. Jy ontgroei al daardie kinderagtigheid en jy kry die kenmerke van 'n kinderlike geloofie, soos wat Jesus sê, as jy nie soos 'n kind word nie, sal jy die koninkryk nooit kan verstaan nie. Nou dit behoort veel meer nederigheid te skep as wat dit gewoonlik doen. Deur 'n groot meerderheid gelowiges Christene deur die geskiedenis heen was oortuig dat hulle die uiteindelike waarheid besit, hoofsaaklik as gevolg van waar hulle toevallig gebore is, soos byvoorbeeld Israel, en wie hul identiteit gevorm, ouers se natuurlike identiteit 3D, voordat hulle mededingende beweringe krities kon evalueer en tree impulsief op in hul onvolwasse godsdienstige onkunde. Ja. Wow, hierdie woord is 'n wow vir almal om te luister. Nou, ons gaan kyk na ons volgende punt. Teologie is nie 'n soeklig nie. Dit is dikwels 'n skild, blokkasie tot volle geestelike ontwikkeling. Ja. In die praktyk is teologie dikwels 'n wet, verdediging van wat jy reeds besluit het waar is. Dit is sirkelvormig van ontwerp. Dit bewys die voorveronderstellings waarmee dit begin het. As die gevolgtrekking ononderhandelbaar is dit nie navraag nie. Dis verkope. Hele godsdienstige stelsels kan gesofistikeerde meganismes word om geërfde sekerheid teen eerlike ondersoek te beskerm vir veiligheid eerder as onkunde in geestelike ontwikkeling. Ja. Dis ironies. Twyfel word herformuleer as swakheid, bevraagtekening as rebellie. Dis hoe hulle jou gaan sien as jy van 3D na 5D beweeg. Dis hoe die sisteem jou gaan sien. En intellektuele onafhanklikheid as geestelike gevaar. Val as jy name noem soos byvoorbeeld frekwensie, vibrasie, daardie name, 5D realiteit, hulle waarsku jou teen dit, maar dit is waarmee ons te doen het. Dit is die werklikheid in die koninkryk. Die instelling oorleef deur ondersoek binne goedgekeurde grense te hou, en dis presies hoe die kerklike godsdienstige sisteme opereer om hul kontrole te behou, en natuurlik ook hulle ego, nê? So dit gaan alles oor hoogmoed, my eie koninkrykie, wat ek kan bou, en baie keer vra ek Valerie, soos ons deur die land beweeg het, is die Heilige Gees ooit welkom in hierdie gebou wat ons nou binne tree? Kom ons kyk na punt nommer 9.
om meer godsdienstig te word, sal jou nie red nie. Godsdienst is 'n menslike uitvinding. Ek gaan dit weer herhaal. Godsdienst is 'n menslike uitvinding. Jesus het nie 'n godsdienst aarde toe gebring nie. Ek sal dit 1000 keer herhaal en dan maal 10.000 keer herhaal. In staat tot medelee en wreedheid, skoonheid en brutaliteit. Dis wat godsdienst voorbring. Meer godsdienstig beteken net dat jy meer vaardig raak in wat jy reeds doen. Maar nou kan jy dit regverdig met God taal om te verklaar in 5D, koninkryk. Maar God het gesê waar God dit nog nooit gesê het nie. Valerie, ek is baie versigtig met mense wat vir my kom profeteer en sê die Here het so gesê in 3D bewustheid. Word groot, dat jy self die innerlike stem kan hoor, dit is die antwoord. Verduidelik die Vader se gebed as byvoorbeeld, kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Die kerksysteem het groot geword met daai gebed van Onse Vader. Lei ons nie in versoeking nie. Hulle sê dis dat God moet ons nie in versoeking lei nie, dit is 'n leuen. In die Arameese vertaling, die oorspronklike taal wat Jesus gepraat het, het hy gesê, ons word in versoeking gelei deur ons eie keuse in 3D illusie. En dis waar. So dis net een regstelling uit die honderde, duisende regstellings. Mense, gaan doen julle ondersoek. Moenie net glo en opvreet wat julle hoor van die kansels af nie. Godsdienstige wette en rituele verdwyn nie met toewyding nie. Dit vererger dikwels van worse to worse. Die geskiedenis toon herhaaldelik dat morele gedrag nie outomaties korreleer met godsdienstige intensiteit nie. Mense kan buitengewoon wreed word terwyl hulle godsdienstig regverdig voel. Daar kom 'n skrif weer met my gedagte waar die woord sê in Timoteus, hulle sal mense doodmaak en dink hulle doen God 'n guns. Wat het die Jode gedoen? Hulle was godsdienstig, maar het Jesus gekruisig. Daar's 'n voorbeeld. Baie wreed. Ek beskou Christene oor die algemeen in my lewe as wrede mense. Hulle is gevoelloos. Dis my ervaring. Van die grootste skade in die geskiedenis is nie gepleeg deur mense wat sekerheid laat vaar het nie, maar deur mense wat absoluut oortuig was dat hulle godsdienstige uiterlike wette waarheid uitleef volgens 3D illusie. Ja. Maak mense dood en dink hulle doen God 'n guns. Ironies. Kom ons gaan nou beweeg na nommer 10 toe. Om minder godsdienstig te word sal jy ook nie red nie. Anti-godsdienst kan sy eie godsdienst word. Mense kan sekularisme as 'n wapen gebruik op dieselfde manier as wat hulle die skrif as 'n wapen gebruik. Nou as jy ooit die skrif gebruik as 'n wapen teen iemand, het jy al klaar dit heeltemal gemis. Want die liefde en die oordra van die woord kom deur liefde, 'n onvoorwaardelike liefde. Ek sê altyd, Valerie, sterre hoef hulle skyn en helderheid nie te verdedig nie. Hoor wat ek Dis hier sê? reg, ja, dis Jy hoef dit reg. nie te verdedig met 'n force en nou oorlogvoering te gaan doen om jouself te bewys nie. Nee, dis presies wat die kerksisteme doen. Die geskiedenis is vol van samelewings wat godsdienst onderdruk en steeds wreedheid veroorsaak. Die probleem is nie net godsdienst nie, die probleem is die menslike hoogmoed, die ego. Soos gierigheid, vrees, vyandskap, oorheersing. Dit is die 3D bewustheid. Daar kom confusion ook, verwarring in. Wat enige uitrusting dra wat kultureel beskikbaar is om veilig en regverdig, selfregverdig te laat voel. Identifiseer met hul kultuur, geskiedenis of kerknaam. Mense het 'n verstommende vermoë om dogma, menslike leerstellings te herskep, selfs terwyl hulle bevryding daarvan eis. Is dit nie ironies nie, Valerie? Ja. Jy sit in 'n tronk, maar jy weet nie jy sit in 'n tronk nie en jy dink jy's vry in 'n tronk. Ek het altyd gesê die grootste misleiding, as jy sit met 'n godsdienstige gees en jy weet dit nie en jy regverdig dit. Nou, En eintlik sit jy jouself in 'n tronk om na 'n plek te gaan wat jou in 'n tronk sit. korrek. Jy het die keuse om uit 'n tronk te lewe in die koninkryk van God en nie in 'n gebou wat jou toedruk
en jou meer in 'n tronk laat voel nie. Nou ja, daarin kan ek openlik sê, jy het die reg wat hier luister om uit die stelsel Ja, uit die uit tronk te te stap. kom. Dis jou menslike soewereiniteit om daar uit te stap. Want jy weet daar's soveel meer. Nou ideologiese vereistes, stamidentiteit, morele wederwaardigheid, ek is beter as jy, openbare skande, suiwerheidskultuur en autoritaire sekerheid is nie uitsluitlik godsdienstige verskynsels nie. Die impuls tot sielkundige oorheersing oorleef geloofstelsels. Kyk hoe lyk ons wêreld, Valerie. Kyk hoe lyk ons wêreld as Christendom werklik gewerk het. Hoekom is daar soveel verdeeldheid? Hoekom lyk die aarde so? Nou ja, En dit is hoekom ons ondersoek ingestel het om te kyk wat die redes is, en hier gee ons nou vir julle min of meer die redes, nie almal nie, want daar's baie meer, maar om te help dat ons hierdie wêreld kan verander. Ons kan. korrek, want die aarde is vir die mens gegee, nie om te ontvlug met 'n wegraping nie. Kom ons kyk na punt nommer 11. 'n Gesonde spiritualiteit integreer jou skaduwee. Pragtig. Wat beteken dit? Die meeste geestelikes is nie opgelei om mense te help om hul skaduwee in die gesig te staar nie. Wat is skaduwee? Jou 3D-dimensie, soos skuldgevoel, skaamte, verwarring, die lys gaan aan en aan en aan. Ons ken dit in Galasiërs 5, het ons daarmee groot geword, die werke van jou natuurlike mens. Jou woede, skaamte, afguns, vrees, verslawing aan goedkeuring, honger na beheer. Hulle is opgelei om die instelling te bevorder in 3D-lisie wat godsdiens insluit, kerksisteme. As jy meer medelydend en regverdig wil word, moet jy die innerlike werk doen, 5D realiteit bewustheid. Jouself bevry van die toestande wat jou in haat en skande vasgevang gehou het, insluitend die narratiewe wat jy as heilig bestempel en die leuns wat jy van 'n kansel af gehoor het, wat onondersoek bly. Jy vra nie want jy mag nie. Nee, jy mag, sê ons nou vir jou vandag. Dit gaan ondergronds. Onderdrukte vrees word oordeel. Onderdrukte skaamte word moralisme. Onderdrukte onsekerheid word godsdienstige 3D meerderwaardigheid. Egoïsties. Baie godsdienstige omgewings versterk onbedoeld fragmentasie deur prestasie te beloon. Hoeveel mense het jy in jou gemeente vergelyk nou met mekaar? Jou werke word opgehef, terwyl dit sielkundige eerlikheid ontmoedig. Kan jy sien hoe die siel nagelaat word, Valerie, in hierdie stelsel? Ja. Hulle het nie 'n manier om die mense te behandel en jy moet elke siel met sensitiwiteit behandel. Jy's nie net liggaam nie, jy's nie net gees nie, jy het 'n siel ook aan jou, wat 'n voorstelling is van die vroulike beginsel. Nou kom ons gaan na nommer 12 toe. My gesag is die Bybel. Beteken gewoonlik, my gesag is my interpretasie van die Bybel. Mense sê maklik vir jou bewys dit vir my in die Bybel, maar Valerie, dit gaan oor die interpretasie van die Bybel. As ons weet hoeveel keer die Bybel oor en oor vertaal is, sal ons begin regtig vraagtekens vra. Is dit wat ek gehoor het in die Bybel eintlik die waarheid? Nou, meer akkuraat. My gesag is wat hulle my geleer het die Bybel beteken, van my geboorte af. Mense word voorveronderstellings gegee soos, die Bybel is 'n samehangende teologie, onfeilbaar, die enigste boodskap van God. Nou Valerie, ek sê altyd, Dis nie die waarheid nie. jy kan nie die Mauna, die opperwees, die ware God, Abba Vader, in 'n boksie gaan plaas nie. Nee. As hulle nuwe planete ontdek vandag, hoe kan jy die heelal in 'n vierhoutjie boksie gaan sit? Nou ons praat nie eers van die opperwese Abba Vader nie. Jy kan nie. Nou druk almal hom in die Bybel in. Dis wat ek nou voorheen gesê het, hulle druk hom in hulle vorm godsdiens in. Nou, 'n bloudruk vir die daaglikse lewe, dan behandel hulle daardie aannames as van selfsprekende feite en doen geen ondersoek nie.
Intussen bly kerksisteme gevul met angstige, depressiewe, eensame, stel baie eensame mense op, gebroke mense wat die regte leerstelling het en steeds nie asemhaal nie. Ja. Hulle is vasgebind met ketTINGs geestelik. Met ander woorde, hulle bestaan net, hulle lewe nie. Die illusie 3D is dat interpretasie op een of ander manier geskei kan word van kultuur, sielkunde, taal, geskiedenis, magstrukture, persoonlike veroordeling of institusionele kerklike invloed. Maar elke lesing word deur die menslike bewussyn gefiltreer. Daar is geen interpretasievrye Christendom wat ergens buite die interpretasieproses wegkruip nie, behalwe vir die wat in 5D bewustheid beweeg het en die koninkryk raak gesien het en hulle eie ware identiteit ontdek het. Is dit nie pragtig nie? Ja, nou in plaas van die kerke behoort daar liewer gemeenskapsprojekte aangepak word. Presies. Want die mense het seer gekry, hulle het pyn met omstandighede van ons land. Alles gaan op, alles is duur. Hulle het nie genoeg geld om eens kos te koop nie. Maar as jy kerk toe gaan, jy met jou 10de gee, dan sal die Here jou seën. Wat 'n infame leen. Weet jy waarvoor het God tiendes in die Ou Testament, in die Ou Tyd ingestel? Om kos te gee vir die armes. 'n 10de moet jy vat en vir jou kos gee vir die armes. So moenie laat die arme mense tiendes vir jou gee nie, want hulle het dit nie. Ek weet van baie armes wat kerk toe gegaan het omdat hulle behoeftig is, maar dan word daar gesê, jy kan nie kom eet by die kerk nie, jy moet betaal vir jou ete. Wat 'n manipulering. Taboe. Manipulering. As jy 'n salaris kry, moet jy 'n 10de afstaan vir die armes, nie vir die pastoor nie. Okay, dis 'n beginsel. Nêrens het dit gesê, Korrek. bring die geld vir die pastoor nie. Korrek, Valerie, dankie vir daai waarheid wat reggestel kan word. Ons is in 'n eenheid van regstelling. Ons moet regmaak wat verkeerd was. Gemeenskapsprojekte is die ding. Wat sy oor gepraat het, is nie wet nie. Dis 'n beginsel. Ja. Verstaan nou baie mooi wat ons hier vir julle deurbring. Ons lewe nie onder die wet van Moses nie. Nee. Daai dae is verby, ons lewe onder genade tydperk. So wat bedoel sy met 'n 10de? Gee deel van wat jy het vir wat die Gees jou lei, gewilliglik. En nie geforseer om 'n ding te doen nie. Maar sy het 'n regstelling gemaak wat ek nou oor gaan praat by nommer 13 wat ons nou by is. Okay. As jy afhanklik is van 'n salarischeck van waar jy is in jou kerklike stelsel afhanklik is, sal jy volwassenheid as deelname definieer. Wanneer die kerk 'n besigheid is, wat ons weet 99% is, word getrouheid, bywoning, tiende, bediening, lidmaatskap, programme, loyaliteit as volwassenheid en getrouheid geïdentifiseer. Maar ware geestelike lewe is meestal gedesentraliseerd, geleef in kombuise. Kom terug na die werklikheid toe. Slaapkamers, werkplekke, vriendskappe, hartseer, herstel, ouerskap, veroudering, geregtigheid, eensaamheid, die menslike aspekte, sielkundig wat Jesus ook deurgegaan het. Mense, ons is mense op aarde, maar ons het die godheid binne in ons. Maar wat wil Jesus sê? Ons moet ons natuurlike lewe lewe. Ons is mense op die aarde, om mekaar te omvou op die geestelike reis wat elkeen is. Maar met hierdie doel wil ons mense losmaak uit die sisteme, instellings, dat hulle groot word en wakker word. Die instelling wil die middelpunt wees, die sisteem. Die ware geestelike lewe weier dit. Wil hulle jou waarlik vry het? Nee, hulle kom nie eens agter dat hulle jou bind in daardie sisteem nie. Dit is hoekom baie mense stilweg meer transformasie in eerlike vriendskappe, wat baie min te vind is,
terapie, versorging, leiding, ouerskap, kuns, natuur, herstel of eensaamheid ervaar is wat hulle ooit ervaar het terwyl hulle preke, kerklike instellingsstelsels lees en volg. Met ander woorde, jy is soewerein op jou eie lewe te bepaal. Jou eie geestelike onafhanklikheid van die kerk kan jy alleen bepaal. Jy kan 'n volle lewe hê sonder 'n kerk. Hier kan ek en Valerie getuig. Ja. Ons was nog nooit van die kerk afhanklik nie. Inteendeel, ons het nog gegee in ons lewe omdat ons gewers is. Maar afhanklikheid van hulle? Nee. Meer en meer mense gaan onafhanklik word, want hulle gaan die koninkryk binne in hulle ontdek en uitlewe. En nou vat die pastore die tiendes vir hulle salaris, om mooi huise en mooi tapuite en mooi kandelare in hulle huise te hê, 2, 3 karre, 'n vliegtuig. Dis nonsens daai. Daai geld moet gaan vir die armes. So die kerke moet vervang word deur gemeenskap, sentrum en projekte. Wat gaan gebeur? Wat gaan gebeur in 5 jaar? Die humanitarians, wat nie kerke is nie, gaan dit doen, sodat die armes gehelp kan word en die geld vir hulle gegee kan word, nie gegee nie, maar kos vir hulle en klere en blyplekke, in plaas van om menslike instellings van pastore wat nie van God is nie, te verryk. Ek mag drasties vandag klink, maar dit is die waarheid. Dis tyd, Valerie, dis tyd. Die lewe self word dikwels die ware geestelike leermeester, sodra institusionele menslike kerkinstansies, sisteme, bemiddeling sy monopolie beheer verloor. En dis presies wat gebeur in 2026 and beyond. Wat ons meer en meer sal ervaar in die toekoms in die 5D realiteit. Nou die laaste, nommer 14. Jy het nie 'n geestelike kinderoppasser nodig nie. In 3D nie, want hulle maak jou afhanklik van hulle. Jy het 'n innerlike kompas, 5D, die koninkryk binne in jou. Voor jou geboorte, jy's ingekom in die adem met die stem, met die godheid binne in jou. Jy is in staat om jou eie pad van binne na buite te lei. Jy het kritiese denke, empatie, rede, gewete, intuïsie, die innerlike stem, waarmee jy in die wêreld ingekom het. Jy kan 'n spiritualiteit kweek wat nie vereis dat jy swak, magteloos, onvoldoende en afhanklik moet wees nie. Maar dis wat hulle verkondig, Valerie, jy is 'n sondaar, jy is sleg. Jy het sleg in die wêreld ingekom. En die mense is nou al klaar so in pyn deur omstandighede van ons land en leiers wat verkeerd optree en wat sukkel. Nou moet hulle nog seer gemaak word deur die kerke. Nee, dit is tyd om te verander. Kerke en mense en predikers en leidsmanne, ons moet verander na 'n gemeenskapsprojek om mekaar te help. Gemeenskap op te lig. Ja, om die gemeenskap op te lig, om hierdie aarde beter te maak. Ons is vervalle in 'n vuil, lelike wêreld, nie deur God nie. Nie deur die waarheid van wat ons spreek nie, maar deur die mens wat wil doen wat hulle wil. Kyk hoe lyk ons. Is tyd dat ons opstaan en sê dit is genoeg en laat God se beginsels in die land geseëvier word. Korrek. Nou as ons praat ek en Barry van die wêreld, praat ons van die sisteem van die wêreld, wat natuurlik politiek en godsdienst insluit. Maar as ons praat van die aarde, praat ons van die mooi natuur, die diere, die bome, die riviere, wat ons is ons erfenis. Nou, in 5D is daar die een wat heelheid, krag, vitaliteit, hulle noem dit in Engels authenticity lewe, en die ontvouing van jou hoogste moontlike bemagtiging. Die doel is nie narcistiese selfvergoddeliking of radikale individualisme losgemaak van wysheid, gemeenskap of verantwoordelikheid nie. Met ander woorde, jy lewe jou volle mensheid sonder die kerk uit. Jy kan. Die doel is om die kapasiteit te herwin om bewuslik aan jou eie wording deel te neem, in plaas daarvan om jou menslikheid
oor te gee aan stelsels, sisteme wat jou beheer en altyd skuldig en minderwaardig laat voel nie. Uiteindelik is dit nie 'n argument teen God, betekenis, spiritualiteit of selfs godsdienst self nie. Dit is 'n argument teen sielkundige gevangenskap wat as geloof voorgegee word. Dit is 'n argument teen stelsels wat vrees vereis om te oorleef, afhanklikheid om te funksioneer en verminderde selfbeeld om beheer te behou. Die tragedie is nie bloot dat baie godsdienstige instellings dinge verkeerd doen nie. Die dieper tragedie is dat tallose mense jare spandeer om te leer hoe om hulself te wantrou, hul eie ervaring te onderdruk, van die werklikheid te ontkoppel, eerlike vrae stil te maak, sielkundig te fragmenteer en hul innerlike gesag uit te kontrakteer, terwyl hulle glo dat hierdie erosie geestelike groei is, wat nie is nie. Ware geestelike groei vra uiteindelik iets veel moeiliker van ons as om bloot antwoorde te erf. Die geestelike indoktrinering, ek sê eintlik meer godsdienstige indoktrinering, en sielkundig daarbinne beskut te bly. Dit vra ons om bewuste deelnemers in ons eie lewens te word, 5D realiteit ontdekking van jou Christus identiteit. Dit vra ons om onsekerheid te konfronteer sonder om onmiddellik in dogma terug te val, wat beteken menslike leerstellings, om sterflikheid in die gesig te laat staar, wat nie bestaan in 3D illusie nie. Jy is vir ewig. You are eternal. Ewigheid is in jou hart, nie na die hiernamaals nie. Sonder fantasie wat al die emosionele arbeid vir ons doen en om onderskeidingsvermoë te ontwikkel in plaas van blote ineensmelting wat meestal doen vir veiligheid en aanvaarding deur die kerkstelsel. Ware volwassenheid vereis die bou van 'n integriteit wat sterk genoeg is om die waarheid te verdra en te konfronteer, die volle waarheid. Selfs wanneer daardie waarheid identiteite, oortuigings, gemeenskappe en strukture destabiliseer, waarop ons eens vir veiligheid en samehang staat gemaak het. Die tyd is verby en dis nou tyd om groot te word geestelik. Die ware geestelike reis mag dalk presies begin waar onsekerheid eindig. Dis 'n stap vorentoe. Nie omdat mense skielik hopeloos word nie, maar omdat ware transformasie nie binne permanente selfverraad in godsdienstige sisteme kan plaasvind nie. Op 'n stadium moet elke persoon besluit of hulle geërfde antwoorde in 3D of 'n eerlike lewe wil die 5D bewustheid koninkryk eerder slaan my simbolies met die waarheid eerder as met 'n soen van onwaarheid in die 3D illusie. En eerlikheid kos dit. Dit mag dalk behoort, sekerheid, identiteit, gemeenskap of die illusie 3D van kosmiese sekuriteit kos, maar dit gee ook iets terug. Dit gee jou verstand terug, jou soewereiniteit, jou ware identiteit, jou agentskap, jou sielkundige heelheid, jou vermoë om direk met die werklikheid te skakel en die moontlikheid om ten volle lewend te word, eerder as bloot behoorlik gekondisioneer in 3D illusie. Nou ons laaste sê vandag in ons sessie, dit is ware geestelike groei, sielkundige volwassenheid, wanneer jy hierdie stap geneem het van 3D illusie, bewustheid, na 5D realiteit toe, die koninkryk, hemel op aarde. Dit is ons sessie vir vandag, is 'n hele mond vol. Oordenk dit, speel dit oor en oor, deel dit, dat meer en meer mense wakker sal word uit die godsdienstige sisteme, wat nog al die eeue niks kon regkry nie, want kyk hoe lyk ons aarde, en dat ons koninkryk bewustheid sal vermeerder, en dat meer seuns van Abba Vader sal opstaan, want die skepping roep uit met reikhalsende verlange, nie vir die eindtyd nie, maar vir die openbaarmaking van die volwasse seuns van Abba Vader, die Monad. Stuur al ons liefde, kyk uit na ons volgende sessie, en nou sê ons eers vir almal van julle,
Shalom, shalom.